Kom ons bid saam. Ons almagtige en liefdevolle Vader, wat in die hemel is, ons loof en prys U, dat ons ook as 'n gemeente op hierdie rusdag en feesdag saam vergader mag wees. Here, dit is 'n wonder en 'n genade voorreg dat ons voor U kan verskyn en nog bly lewe, dat ons met vrymoedigheid mag optrek, ook na U huis, om te antwoord op ons skepingsdoel, en dit is om U te loof en te prys. Maar ja, Here, as ons so luister na die hoë eise van U goeie wet, wat regverdig is, wat goed is, wat heilig is, dan kan ons, soos ons gesing het, ook bely en uitroep, wie kan een oomblik, Here, een oomblik voor U bestaan? Daar is vir ons geen hoop, as ons in onsself, in ons eie werke, in ons eie pogings, voor U wil kom verskyn nie. Maar dankie, Here, dat ons dit kon uitsing, dat ons dit kon bely, teenoor mekaar, in dankbaarheid teenoor U, en ja, ook teenoor die ganse wêreld. Daar is ook vergewing, altyd by U gewees, kragtens U genadeverbond, kragtens U ewige liefde, wat U altyd het vir U kinders. En juist daarom het U U seun vir ons gestuur, sodat ons 'n feesdag mag geniet, waarvan ons so mooi ook geleer het gister by die konferensie, dat dit vir ons 'n blydskap en nie 'n straf is om in U huis te vergader nie, dat ons opgewonde mag wees, dat ons bly mag wees, dat nog 'n rusdag, 'n feesdag vir ons aangebreek het. En alhoewel ons dalk fisies bietjie moeg is, en die werk en die druk van die lewe nie maklik is nie, is daar 'n innerlike vreugde, 'n berusting, want Christus het alles volbring wat nodig is om voor U te verskyn en vir ewig te lewe. En ons mag iets daarvan proe op die rusdag wat U vir ons skenk. Ons mag iets daarvan proe as ons as gemeente saam vergader is in U naam om U te aanbid en te eer. En daarom is ons gebed, Here, ook in hierdie middaguur, seën ons ryklik, Here, seën ons deur U teenwoordigheid en deur U Gees en deur die woord, nie net wat ons hoor nie, maar wat ons sing, ons gebede, ons aanbidding, alles tot lof van U naam. Maar Here, ons het ook gesing dat U ons juis red, dat U ons juis vergewe, sodat ons nou met bewing reg U kinderlik kan vrees. Dat dit nou vir ons 'n vreugde is om U wet aan te hoor, dat dit nou vir ons 'n vreugde is om U woord oop te maak, dat ons graag U vermaaninge wil hoor, dat ons U liefdesbrief wil lees en wil luister en ons lewens ondersoek en wil vra, Here, ondersoek ons harte, ons gedagtes, ons denke, ons planne, sodat ons kan luister na U woord en hoe langer hoe meer gevorm te word na die beeld van U seun, na die ware rus wat op ons wag en waarvan ons nou kan iets proe in hierdie lewe. Seën ons daarom, Here, dat ons nou saam sal smag na elke woord wat uit U mond kom, dat ons aandagtig mag luister, neem ons gedagtes gevangene, ook as ons luister na die verkondiging van U woord, dat ons na U wil daarin ook mag vra en vir ons lewens, sodat ons opnuut kan toewy om U te loof en te prys, en dat U gemeente hier en elders ook opgebou mag word in die ware geloof in ons lewensroeping van dag tot dag. Seën ons, Here, deur U Gees en deur U woord. In die naam van ons Here Jesus Christus vra ons dit. Amen.
Geliefdes, vorige Sondag, die aanddiens het ons gekyk na 1 Korintiërs 6 vers 12 tot 20. Vanoggend of vanmiddag gaan ons verder. Ons skrifgedeelte waarna ons kyk is hoofstuk 7 vers 1 tot 9. Vers 1 tot 9. Ons lees wel die vorige gedeelte saam terwille van die konteks. Paulus skryf deur die Gees van God soos volg vanaf vers 12 van hoofstuk 6. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam. Maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat die liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. En dan begin ons teksgedeelte met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het. Dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie, maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys en net so ook die vrou aan die man. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man. En net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederwysige toestemming vir 'n tyd lank, om julle aan vas en gebed te kan wy. En kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. Maar dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie. Want ek wens dat alle mense soos ek was, maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander weer anders. Maar vir die ongetroudes en die weduwee sê ek, dit is vir hulle goed as hulle bly soos ek. Maar as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle trou, want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand. Tot daar ons skrif vir vanmiddag. Kom ons sing verder. Ons sing verder uit Psalm 130. Psalm 130. Ons sing daar die 3de en die 4de vers 3, soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel. So wag my siel en sterkig gedurig op die Heer, tot hy, die ligbewerker, die nag en dag rakeer. Ons verwagting, ons hoop is dat die Here ook deur sy woord en sy prediking, die lig van sy woord ook in ons lewens mag skyn. Kom ons sing daar vers 3 en vers 4.
Geliefdes, ons is besig met die reeks Kysheid tot eer van God in Christus en ons kry die tema uit Sondag 41 wat vra, wat leer die 7de gebod? En dan is die antwoord, alle onkysheid is deur God vervloek en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarteen moet ons kys en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Vraag 109, verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie? Antwoord, omdat beide ons liggaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons albei rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, liste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. En die belydenis wat op die skrif gebaseer is, vanuit die skrif vloei, gee vir ons dan die werksdefinisie dat kysheid positief gestel is, dat alle seksuele omgang wat plaasvind, wat die Here vir ons gegee het, dat dit binne die perke van die huwelik moet plaasvind. Kysheid geld dan nie net vir binne die huwelik nie, maar soos die katekismes hier ook sê, dit geld buite die huwelik. En dan is dit nie net 'n saak van liggaamlike in dade kysheid nie, maar ook in ons gees, so beide gees en liggaam. En dan die negatiewe definisie, die onkysheid, is dan alle seksuele omgang wat dan plaasvind buite die plek wat die Here daarvoor gegee het, naamlik die huwelik. En dit is met daardie definisie van die katekismes wat ons ook na die reeksprediking kyk, en weer eens belangrik, ek wil by u aanbeveel om na die hele reeks heel te luister. Na vanoggend se preek is daar dan nog vanaand spesifiek oor huwelik, egskeiding en hertrou, en dan volgende Sondag ook 2 preke oor wat doen ons as ons sien in al hierdie verhoudinge is al baie gebrokenheid, soos dit maar in ons almal se lewens is, wat vra die Here dan vir ons, en dan ook 'n laaste preek volgende week Sondag aan. Maar ons gaan verder dan by ons gedeelte waarmee ons begin het vorige Sondag aan. In hoofstuk 6, saamgevat in vers 12 tot 20, het Paulus deur die Gees die gemeente geleer, vir ons geleer, die liggaam is nie bloot 'n objek waarmee 'n mens kan maak wat jy wil nie. Die liggaam is geskape met die spesifieke doel dat God daardeur verheerlik sal word en die naaste in liefde gedien sal word. Dit word bevestig deur die feit dat Christus ons gered het deur liggaamlik uit die dood uit op te staan, wat bevestig dat nie net die gees nie, maar die liggaam vir Christus, vir die Here, baie belangrik is. Die liggaam, die laaste argument van Paulus was, die liggaam is 'n tempel van God, is die tempel van die Heilige Gees, en daarom kan ons nie met ons liggaam maak wat ons wil nie. Daarom moet ons juis vlug, vers 18 van hoofstuk 6, moet ons vlug van alle sondes wat in die liggaam gedoen het, wat nie in lyn met God se woord is nie. Ons moet vlug spesifiek van die hoerery, sodat ons die Here kan verheerlik in gees en liggaam, wat albei aan God behoort. En nou gaan ons verder na die volgende gedeelte. En u moet ook Paulus se briewe, Paulus het pragtig met goddelike Bybellogika gewerk. Hy vat die een argument na die ander, en hy behandel dit vanuit die skrif en die leiding van die Gees. Soos dit nou maar is, en soos wat sondige mense is ons dan geneig as ons leringe ontvang, om as te ware, soos ons Afrikaanse gesegde sal sê, die dam onder die eend uit te ruk. Om dinge te oordryf na een uiterste of na die ander uiterste. Ons ken dit byvoorbeeld in baie bekende gesegdes soos, as God dan almagtig is, wat waar is, en dan volg die volgende sin, hoef ek eintlik niks te doen nie, die Here doen mos alles, wat natuurlik 'n valse afleiding is. As God beloof, hy sal vir alles sorg, vir alles, dan hoef ek mos nie eintlik so te werk nie. Die tweede deel is nie waar nie. As Jesus my gered het, en ek word gered deur genade alleen, deur geloof alleen, niks anders as Christus nie,
wat waar is, en dan kom hy verkeerde afleiding wat sê, dan kan ek mos maar eintlik lewe soos ek wil, want ek is mos uitverkies en gered. Nee, geliefdes, die tweede is 'n valse afleiding. En nou van toepassing wat hier gebeur het in Korinte, is juis, dat as hulle dan begin hoor het, hoe verskriklik die Here sonde van hoerery, die seksuele sondes oordeel, kom die valse afleiding, maar dan beteken dit dalk moet ons glad nie trou nie. Dan is dit nie meer goed om in die huwelik te gaan en die seksuele omgang te hê nie. En dit was die gesegde wat daar begin lewe het, want Paulus skryf daar in die begin van hoofstuk 1, met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het, en dan volg wat hulle vir hom geskryf het, dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie. Paulus was reeds voor hierdie, wat ons noem die eerste Korintebrief, was hy reeds met hulle in gesprek. Heel waarskynlik was daar al reeds 'n brief, en 'n mens moet nou pas op dat jy nie de mekaar raak nie, maar eintlik is die eerste brief van Korinte eintlik al sy tweede brief aan hulle gewees. Maar dit is die ene wat ons in die Here se voorsienigheid ontvang het. Die eerste brief, hy was reeds met hulle oor verskillende sake in gesprek, en nou antwoord hy hulle in hierdie brief weer, en dit is wat ons dan het as Korinte. En die saak van immoraliteit, seksuele immoraliteit, hoerery ensovoorts, was reeds op die tafel. En dan, na aanleiding van alles wat hy hulle dan reeds gesê het, wat hy reeds hier in hoofstuk 6 ook al gesê het, kom dan hier die skeeftrekking, wat dan nou sê, maar as hoerery so erg is, en die Here dit so streng gaan oordeel, soos wat Paulus ons leer, en die skrif ons leer, laat ons liewer glad nie trou nie. En hierdie dwaling en gedagtes, as 'n mens die briewe van Timoteus lees, was daar van die valse leraars wat dit later begin leer het, die hele gnostiek wat later gevolg het, dat die huwelik op sigself nie meer goed is nie. Dalk was daar iets van dit wat ons nou hier ook begin kry het, met die Korinte gemeente. En dan was daar verder ander, wat selfs sou verder gegaan het en sê dan, maar as ons al reeds getroud is, en ons besef hoe gevaarlik dit is, die seksuele en wat daarmee saamgaan, en die versoekinge wat daarmee saamgaan, dalk al is ons getroud, moet ons ook nie in die huwelik seksueel met mekaar omgang hê nie. En dit sluit aan, onthou nou die dwaling wat Paulus aangespreek het in vers 12 tot 20, wat dan sê die fisiese, dit wat met fisiese te doen het, is sleg, en die geestelike is die goeie ding. Iets van dit het nou in van die huwelike van die Korinte gemeente geleef het, en daarom het hulle basies so heilig geword, dat hulle gesê het, nee, die seksuele omgang, dit is, ons moet ons nie daarmee ophou nie, ons hou ons op met die geestelike dinge, die geloofsdinge. En dan kom Paulus, en as hy daai gesegde gebruik van, om 'n vrou nie aan te raak nie, dan wys dit ook hoe met wysheid Paulus die woordeskat omgaan. Nou, dit is 'n eufemisme, hy gebruik 'n woord of frase om 'n saak wat hy wil bespreek, wil op die tafel sit, met sagter woorde te verduidelik. So as hulle in daardie tyd gesê het, om met 'n vrou om te gaan, en met haar nie aan te raak nie, dan bedoel hy nie net hierdie nie net so vat aan mekaar nie, hy praat van die seksuele omgang. Dit is wat hy hier vir ons op die tafel sit. En nou kom Paulus, en nou wil hy hierdie vraag antwoord. Is dit dan nou so, is dit dan beter om geen vrou te hê nie, en dan die tweede saak, as daar dan 'n huwelik is, dat daar nie seksuele gemeenskap plaasvind. Paulus se antwoord is baie duidelik. Hy sê nee, in hierdie geval spesifiek, juis vanweë die hoerery, daar in vers 2, die versoekinge van Satan, dit wat ons sien in vers 5, die wêreld wat om ons lewe, weens dit moet elke man sy eie vrou kry, en elke vrou haar eie man. So hier gee Paulus die tweede antwoord op die losbandigheid van sy tyd, wat ook dan 'n antwoord vir die gelowiges is vandag. Die eerste antwoord was vlug van die hoerery in vers 18 van hoofstuk 6. Vlug daarvan, vermy plekke van versoekinge, slegte geselskappe,
daar waar hoerery bevorder word, of dit fisies of geestelike plekke is. Maar hier is ook die positiewe antwoord. Paulus sê juis hier, dat juis vanweë die hoerery, is dit goed dat elke man sy eie vrou kry en elke vrou haar eie man. En baie belangrik om nou hier op te merk, dat daar nie misverstand is nie. Paulus is nie hier besig om al die doelwitte en die rede vir die huwelik en alles wat goed en mooi is hier te bespreek en te beskryf nie. Onthou, hier gaan dit spesifiek oor die seksuele aspek van die mens, van die gelowiges en hoe dit die huwelik raak. Jy kan op die eie tyd rustig, en ek dink 'n mens moet dit dalk meer doen, by die huis weer die huweliksformulier gaan lees, die verskillende sake wat daar vir ons uiteengesit word oor die doel en die sin en die wese van die huwelik. In die formulier staan daar, en ek noem dit net kortliks, dat die eerste doel van die huwelik is om getrou mekaar by te staan, kameraadskap, saam te werk, die gedagte van Genesis 2 vers 18, vir die man word daar hulp gegee, kameraadskap, om saam die koninkrykswerk te doen. Die tweede doel is om die menslike geslag te bou deur die huwelik. Die huwelik is gegee as instelling, Genesis 1 vers 28, om die huwelik, om die nageslag te bou. En dan die derde een is dan spesifiek van toepassing op ons prediking, en dit wat Paulus hier skryf. Daar sê hy dan, en ek haal die formulier aan, verder dien die huwelik om die mens alle onkuisheid te laat vermy. Daarom moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man, verwysing na hierdie skrifgedeelte, met medewete en toestemming van hulle ouers of voogte. Hulle huwelikslewe moet heilig wees, sodat die tempel van God, naamlik die liggaam, nie verontreinig word nie. So daar is dit, die Heer gee in sy voorsienigheid, gee hy die huwelik as die plek van die seksuele omgang, en juis om die gelowige ook te beskerm teen die aanslae van losbandigheid en seksuele immoraliteit. Vers 2 beklemtoon Paulus 'n saak wat ons nie vinnig dan ook moet verbylees nie. Hy sê baie duidelik daar, elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. Enkelvoud. Geen gedagte van polygamie of meer as een vrou of meer as een man nie. Daarmee bevestig Paulus, en ons sal later meer daarvan hoor, hy bevestig daarmee die skepingsordening, soos die Here dit ingestel het, tussen een man en een vrou. En verder sê Paulus ook hier teen die valse vromes wat nou dink hulle is so heilig, dat hulle ook nou meer seksueel met mekaar hoef te verkeer, as jy nou binne die huwelik is nie. Hy gaan verder en hy sê in vers 3 en 4, hy praat van 'n huweliksplig wat daar op mekaar gelê het. Vers 3 sê dit, die woordeskat, die Griek sê daar, dit is 'n opdrag, dit is 'n plig wat nagekom moet word. Vers 3, die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys. Weer die mooi woordeskat om dan die seksuele aspek in die huwelik te beskryf. En net so ook die vrou aan die man. En is belangrik, geliefdes, dat ons dit vir mekaar en vir ons kinders moet sê. Ek glo die een uiterste van die verlede was, Dominee Kobus Rousseau het laas week so 'n voorbeeld gegee met die doop. Pa, lees nou Bybel, bly stil. As die kinders wil praat oor die seksuele, dan sê nie dis taboe, bly stil nie. Ons moet vir ons kinders wys dat die seksuele kom van nie die duiwel nie, van die Here. Dis goed en is mooi en is rein as dit op die regte. Seks op sigself is nie vuil en vieslik en lelik nie. Op die regte plek wat die Here daarvoor bepaal het, dink aan die boek Hooglied, is dit wonderlik en mooi tussen een man en een in 'n lewe verbind en nêrens anders nie. En as die oomblik as dit buite daardie grense gaan,
of dit nou voor die huwelik is, of in die huwelik, of buite die huwelik dan plaasvind, dan is dit waar dit lelik en vuil en vieslik raak. Maar geen gelowige behoort te sê dat die onderwerp is taboe en ons praat nie daaroor nie, want kyk hoe lelik is dit. Nee, op die regte plek, soos die Here dit in sy woord openbaar, is dit reg en goed. En dan kom Paulus ook met 'n belangrike uitspraak. Natuurlik is dit nie direk van toepassing op die onderwerp nie, maar vir ons tyd is dit so belangrik om hierdie beklemtonings wat Paulus hier uitwys, ook vir ons tyd raak te sien. Vir beide ons as mans en vrouens. Paulus sê hierso baie duidelik vir hulle, julle hoort nie aan julle self nie. Vir die man word gesê in die huwelik, jy hoort jou liggaam. Hoort nie aan jouself nie, dit hoort aan jou vrou. En vir die vrou word weer dieselfde gesê, jou liggaam behoort aan Christus. Natuurlik, heel eerstens aan wie behoort ons liggame? Dit het ons gesien in hoofstuk 6 vers 12 tot 20, vers 13 het ons gesien die liggaam is vir die Here vir die liggaam. Ons het gesien in vers 14 die liggaam van Christus wat opgewek is. Ons het gesien in vers 18 tot 20 baie duidelik, jou liggaam is 'n tempel van God. Christus verkoop nie net jou siel nie, julle behoort nou aan hom. So ons behoort eerstens aan God, maar soos God het bepaal het, dan in die huwelik behoort my liggaam en dan die seksuele aspek van my menswees behoort aan my vrou en my vrou se liggaam behoort aan my man. En u kan dink, geliefdes, wat se verrykende implikasies net hierdie vers gedeeltes het ook vir ander onderwerpe, veral vrouens wat so mislei word deur die feminisme en daardie druppels of daardie storm in die wêreld drup nou maar ook geleidelik in die kerk op. En daarvoor moet 'n mens waak dat 'n vrou ook moet weet, sy is nie die baas, die koning van haar liggaam nie. Sy mag nie met haar liggaam maak wat sy wil nie. Sy mag nie 'n baba aborteer nie, want 'n baba is in elk geval nie haar eie liggaam nie, dit is nog 'n liggaam. Maar sy mag nie met haar liggaam net maak wat jy wil nie. Vir ons jong seuns, ons jong mans, jong meisies, daardie liggaam van die een in die verhouding behoort aan die Here. As jy nie getroud is nie, jy kan as jong man nie met 'n ander persoon se liggaam maak en geniet wat jy wil, as volgens God se woord is soos wat hy dit graag wil hê nie. Besef, jy kan nie 'n ander liggaam skend nie, of dit op 'n seksuele vlak is, of dit deur geweld is, daardie liggaam is kosbaar vir die Here. En dan praat ek nie eens van al die toepassings wat dit het vir net bloot, hoe gaan ek met my liggaam om nie? Die gevaar is, geliefdes, onthou ek preek met myself ook, dat ja, ons is so sterk geestelik, maar my liggaam, ek kan maar eet en drink wat ek wil, want dit gaan ons oor my gees. En ons moet albei uiterstes vermy, dit gaan oor gees en liggaam is kosbaar vir die Here. So is goed om 'n bietjie oefening te kry, om die liggaam te versorg, sonder om nou soos die wêreld 'n afgod weer van die liggaam te maak. Moet daar nie by die gelowiges hierdie teenstelling wees van, solank ons geestelik groei is alles reg, maar ons kan eet en maak met ons liggame seksueel en vraatsig en alles, tatoeëermerke, drank, dwelmmiddels. Nee, ons moenie in daardie valse teenstelling gaan nie. Maar nou, geliefdes, hierdie uitspraak van, veral in ons tyd, my vroulike liggaam behoort aan my man. Dit val nie op goeie, welkome ore nie, want dadelik kom die teenstelling nou, of die uitspraak, so my dronk man, of seksbehepte man, kan met my ou liggaam maak wat ek wil. Ek moet nou maar net opoffer en gedienstig wees, ensovoorts. Nee, geliefdes, nee. Vanselfsprekend met hierdie skrifgedeelte in die konteks van die res van die Bybel gelees word. Die liefdesgebod. Die wete presies soos wat hoofstuk 6 vers 12 tot 20 sê, dat
As ek met my vrou se liggaam omgaan, of met my man se liggaam omgaan, of as ek buite die huwelik is in vriendskapsverhoudings en alles, dan is dit 'n liggaam van God wat hy daar gestel het. En ek kan alleen met daardie liggaam omgaan soos wat die Here dit vir my stel. Kyk wat sê Paulus dan juist verder in vers 5. Hy begin nadat hy die fondament gelê het, jy behoort aan God, julle behoort aan mekaar, tweedens, dan kom hy en dan sê hy, onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederwysige ooreenstemming vir 'n tyd lank, om julle aan vas en gebed te kan wy. En kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring, deur julle gebrek aan selfbeheersing. Hoor jy daar? Daar sê nie, kom weer by mekaar as die man dit wil hê, of die vrou dit wil hê nie. Wederwysige toestemming. Ken mekaar daarin. Respekteer mekaar daarin. En ook sê dit, vir 'n tyd lank kan daar dan onthouding, seksuele onthouding wees. Nie vir altyd nie. Seks is ook nie 'n afpersingsmiddel nie, tussen man en vrou nie. Dis ook nie, nou straf ek hom of haar om terug te hou nie. Ons kry dit nie. Hier spesifiek in vers 5 gaan dit vir 'n godsdienstige rede, wat dan sê vir vas en gebed, waar daar oor wederwysig saamgestem is, maar 'n mens kan ook daaruit aflei dat daar 'n goeie rede is in liefde, dat 'n man en 'n vrou mediese redes en ander goeie redes, dat hulle kan saamstem vir 'n tyd. Maar moenie laat die Satan julle dan versoek nie. Moenie onnodige redes uitdink nie. Moenie mekaar te nakom daarin nie. Moenie dink ons is gelowiges en ons is so vlakkie hoër as ander mense. Nee, hierdie is dinge wat in ons harte woed en in ons samelewing. En daarom gee Paulus vir ons hierdie belangrike Bybelse advies. Dink aan 1 Korintiërs 10 vers 12 en 13. Hy wat staan moet pas op, laat hy nie val nie. En dit is natuurlik so, geliefdes. Party het dalk 'n sterker selfbeheersing as ander. Baie van ons, dalk ons ouer geslag, was die dekadensie en al die versoekinge en tye wat oor gekom het, was hulle dalk meer gespaar van dit wat ons kinders en ons jonger geslag nou aan geopenbaar word. En daarom is baie van hierdie goed, sal 'n mens dink, ja, maar goed, ek het nie probleme daarmee nie. Dank die Here daarvoor. Maar onthou net, jou geval is nie noodwendig almal se geval nie. En daarom moet hierdie wyshede moet dan toegepas word in ons situasies. 'n Mens kan wel vra, ek het nou maar self gedink, jy weet, as sportsterre wat getroud is, as hy vir 2-3 maande in 'n ander land gaan toer, ek kan nie dink dat dit goed is, dat hy so lank geskei kan wees van sy vrou, en daar nie versoekinge en beproewing op sy pad kom nie. Mense wat vir werksituasies vir te lank weggaan, vir 'n sekere tyd, goed en wel, en soos ek sê, nie elke geval gaan dieselfde wees nie, maar oor die algemeen. Om so ver verwyder te wees van jou huweliksmaat, terwille, nie van noodsaaklike werk nie, maar terwille van die geldgod, is nie goed vir die gelowiges en vir huwelike nie. En die Satan sal daardie goeie dinge wat ek besluit, sal hy gebruik om dit dalk juis 'n ingang in ons huwelike te bring om onreinheid en ontrouheid te bevorder. So ons moet bid, sal bid vir wysheid, Christelike sportmanne, Christelike besigheidmanne, sal met wysheid moet omgaan met teksgedeeltes soos hierdie. En dan in aansluiting, geliefdes, ook 'n toepassing uit hierdie gedeelte, moenie dat enige dwaalleraars weer vir u sê die Bybel diskrimineer teen vrouens of staan net op vir die man se regte nie. Het u gehoor toe ons hierdie teksgedeelte gelees het, veral vers 2 tot 5, elke keer is dit elke man sy eie vrou, elke vrou sy eie man. Die man moet aan die vrou welwillendheid bewys, maar ook andersom, net so ook die vrou aan haar man.
die vrou, die man se liggaam behoort net so ook aan die vrou. Hoor u dit? Die skrif sê dit so duidelik daar, Paulus. Dit is beide man en vrou moet die Here dien en hoort aan mekaar. Dit is nie net die man wat beskerm word nie, die vrou daar in die eerste eeu, midde daar die samelewing, kom die Here se woord en hy wys onder God volgens sy woord die welwillende, wederwysige verpligtinge, maar ook liefde teenoor mekaar wat plaasvind, wat baie belangrik is. So geliefdes, tot by vers 5, ook vir ons huwelike spreek die woord hier. Maar nou verder, vanaf vers 6, begin die woord ook te spreek. Vaar bestaan, dat alhoewel die huwelik die fundament is, waardeur die Here sy kerk bou, en 'n samelewing bevestig, dat die gevaar is dat ons moet pas op, dat ons nie die huwelik verabsoluteer in die sin, dat ons daardeur sê, almal, die Here, dis die Here se wil, dat almal nou moet trou nie. Want sekeres word ook geroep. Sekeres word ook geroep om enkellopend te bly, om celibaat te bly, waarvan heel waarskynlik, sal nou iets daarvan sê, Paulus ook so 'n geval was. So as ons in die een uiterste kry, hulle wat die huwelik as sleg afmaak en op sigself wil verwerp, moet ons besop vir die gevaar om te sê, almal is noodwendig, word geroep, dat almal moet trou. Daarom sê Paulus in vers 6, kyk wat sê hy daar in vers 6, maar dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie. Nou verklaar dit verskil daaroor, of dit net vers 5 is waarna hy terugverwys, en of dit die hele gedeelte van vers 1 af is. Ek glo, hy verwys na die huwelik as instelling. Hier spesifiek die huwelik as instelling is gegee om losbandigheid teen te werk. En dan kom hy by vers 6 en sê, maar daarmee sê hy nie, dat letterlik elke trou die Here gee aan sekeres die gawes, om wel ongetroud te bly. Dit sê hy dan ook in soveel woorde in vers 7, want ek wens dat alle mense soos ek was, maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so, en die ander. Sien jy die verskil, die woorde wat hy daar gebruik? Dis woorde nie van die Here beveel nie, of die Gees sê ons moet nie. Hier gebruik hy woordeskat soos toelating, ek wens. Ons moet duidelik daardie onderskeid tref. Hier sê, daar gaan sekeres wees wat geroep is tot celibaatskap. Daar gaan natuurlik almal, is baie kinders wat nog ongetroud is. En dan natuurlik weens die sonde en die gevolge daarvan, gaan daar ook later geskeides wees. Maar nou sê die Here, dan spreek hy ook met hulle, wat hulle situasie is. Wat Paulus self betref, kortliks, een standpunt meen dat hy moontlik geskei was, dat sy vrou nie saam met hom die Christelike geloof omhels het nie, en dat dit 'n rede was dat hy geskei is. Tweede standpunt sê, hy was moontlik 'n weewenaar, dat sy vrou oorlede is, en 'n derde standpunt, dat hy nooit getroud was, en hy was altyd ongetroud. En die rede hoekom sommige meen, hy was dalk geskei of 'n weewenaar, omdat as jy aan die fariseërs behoort het, dan moes jy glo, was dit 'n vereiste dat jy getroud moes wees. Ek self bestudeer nog die onderwerp, en ek glo selfs uit hierdie gedeelte, dat die saak sterker is, dat hy ongetroud was. En vir die eenvoudige rede, ek glo nie, dat in die konteks van dit wat nou gaan volg, en reeds gesê is, dat Paulus dit as 'n wens uitspreek teenoor ander, en 'n genadegawe beskou,
om geskei te wees nie, want as jy gaan skei, dan is dit nie 'n wonderlike ding nie. So ek kan nie dink dat Paulus dit wens dat hulle dan soos hy geskei sal wees nie. So dit sluit dit eintlik uit. En dan ek dink dieselfde geld vir die weduwee of die weewenaar argument. Ek glo nie dis Paulus wil wens dat iemand se vrou of man sterf sodat soos hy kan wees nie. So vir my lyk die heel waarskynlike dat hy daarmee bedoel dat baie anders soos hy die gawe het van celibaatskap, dat hulle nie seksuele begeertes het en daarom in die huwelik uitgegee word nie. En selfs daar kom Paulus pragtig in hy handhaaf die balans deur te sê, maar onthou, elkeen het sy eie genadegawe van God. So jy kan nie sê almal moet trou nie, en jy kan ook nie sê almal moet natuurlik moet ongetroud bly nie. Dis nie wat Paulus hier en in die verre gedeeltes lewe. Hy sê elkeen het hulle genadegawe van God, en as jy getroud is hier God se woord en sy wet wat geld. As jy ongetroud is, hier is sy woord en sy wet wat ook geld. As jy ongetroud is, bly rein, bly kuis. As jy getroud is, geniet jou vrou, geniet jou man. Kuis binne die huwelik. Nou geliefdes, in vers 32 en 33, ek lees dit vir u vir duidelikheid, hoekom Paulus in hierdie gedeelte in die eerste eeu 'n voorstander was van celibaatskap op daardie stadium. Hy sê in vers 32 en 33, en ek wil hê dat julle onbesorg moet wees. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe hy die Here sal behaag. Maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe hy die vrou sal behaag. En dit is waar, die van ons wat nog ongetroud was dit vanselfsprekend. Jy kon sekere tyd meer spandeer aan sekere koninkrykwerk as wat jy nou as getroude dit doen. En dit is nie 'n kwessie van reg of verkeerd nie, dit is net die werklikheid en dit is ook die Here se wil. En daarom is die belangrike boodskap vir ons kinders, maar ook vir hulle wat dalk geroep word om die res van hulle lewe ongetroud te wees, dat daardie ongetroud waarin jy jou nou bevind, of dalk jou hele lewe, is nie om tyd te mors en rond te lê en niks te doen nie. Dit is juis, sê Paulus, om jou toe te wy aan die Here, aan diens aan jou naaste, aan koninkrykswerk. Dit is jou roeping dan. Gebruik die vryheid wat dit behels nog te meer om sy koninkryk te bevorder, want as die Here dan die huwelik vir jou gee, dan is daar ander prioriteite en fokuspunte in jou lewe. Hoe weet ek dan, baie belangrik, hoe weet ek dan of ek geroep is om celibaat te bly die res van my lewe? Paulus sê dit vir ons daar in vers 9. Maar as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle trou. Want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand. Daar sê die woorde. As jy daardie begeerte het om saam met 'n Christelike man, Christelike vrou, een te wees, en kameraadskap, kinders te kry, en dan hier spesifiek die huweliksvoorregte geniet, dan is jy nie geroep tot celibaatskap nie. Maar as jy daardie begeerte nie het, en ek ken baie mense wat so is, dan wys dit, dan het die Here vir jou 'n ander taak. So belangrik, ons jong mense, onthou wat die katekismes gesê het, nie net vir my pa en my ma nie, maar terwyl ek nog nie getroud is nie, dan moet ek reeds kuis lewe tot eer van die Here. Nie eendag as ek eers trou, dan gaan ek trou en rein wees nie. Nou al reeds in woord, daad en gedagte. Nou vanaand, geliefdes, gaan ons dan spesifiek kyk na die Here se wil spesifiek soos hy dit spreek tot die getroudes, en dan veral die hartseer en die gevolge van egskeiding en wat die Here se wil ook vir ons daarin is. Laastens dan 'n besondere praktiese opmerking vir ons jong mense dan,
wat nog op pad is na die huwelik. Die eerste vereiste uit hierdie gedeelte, ons het dit nie gelees nie, maar as vers 39 word die beginsel gegee. Daar word gesê dat as vrou se man sterwe, mag sy weer trou, maar net in die Here. So vir my as enkellopende, moet ek iemand soek wat in die Here is, wat saam met my glo, saam met my die Here kan dien, saam in my kerkkeuse is, en dan verdere belangrike sake om na te kyk en te oorweeg, wat nie op daardie selfe vlak lê nie, maar wat ook belangrik is, my taal, my kultuur, gewoontes, tradisies, daardie goed moet ook reeds oorbesin word, en dit is vir my tragies. Ek wil daarmee eindig, of begin eindig, dat hoe baie mense nie huweliks berading kry nie, en dat hulle werklik in daardie fase van verliefdheid dit wonderlik gaan. Maar nadat die huwelik dan gesluit is en die lewe, die werklikheid begin jou te tref, en dan skielik begin daar verskille na vore kom. In een geval wat ek moes hanteer of betrokke in was juist twee mense wat werklik verlief was op mekaar, maar hulle het nooit gepraat oor die roeping van kinders kry in 'n nageslag en wat die wil van die Here daarin is nie. En toe hulle uiteindelik by daardie punt kom, dis dit chaos, want toe dink hulle totaal verskillend daaroor. En 'n mens sal dink, maar dit is goed waaroor. Dit is tog daardie 3 punte van die huweliksformulier waar ons moet gesels met ons kinders, nie die dag as hulle trou nie, maar sommer nou al, oor hierdie sake te kan gesels, sodat hulle mekaar daaroor kan vind en reformeer, sodat dit juis in die huwelik tot eer van die Here kan wees. Soos die een gesegde sê, wat is erger as om dan eensaam te wees, nie 'n huweliksmaat te vind nie? Dit is om met iemand in die huwelik te gaan, volgens God se vereistes, wat ek nie eintlik mee moes getrou het nie. En dan word dit wat die Here gee, wat mooi is, die huwelik en alles, dan raak dit tragies en hartseer, en dan volg egskeidings en buiteegtelike verhoudings, al daardie goed, wat nie die wil van die Here is nie, en wat moontlik deur sy genade, juis met goeie huweliksberading, of voordat die huwelik plaasvind, tydens die verloving en alles, juis opgevang kan word. Mag die Here ons help, geliefdes, elkeen in ons verskillende situasies, met ons verskillende uitdagings, om dit wat die Here sover vir ons hier geleer het, in ons lewens prakties te maak. Laat ons saam vlug van die hoerery, op watter vorm dit na ons pad toe kom. Tweedens, laat die huwelik heilig wees in ons midde, die wat nog op pad is daarheen, die wat reeds daarin is, geniet mekaar ook soos wat die Here dit graag wil hê, wat mooi en rein is. En dan derdens ook vir die ongetroudes, weet dat julle ook deel is van die kerk en die koninkryk, om ook die Here nog met soveel krag en passie voltyds daarin te kan dien. En dit alles met een doel, sodat die evangelie verkondig kan word en sy koninkryk al hoe meer gestalte in ons wêreld kan kry. Mag die Here ons daarin ook help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dank U dat U woord wat 'n lig op ons pad is, U net eens en vir altyd vir ons die weg na die ewige lewe geopenbaar het nie. Dat ons nie net daar leer dat Christus vir ons sondes eenmaal finaal gesterwe het en dat ons veilig in U hand is nie, maar dat U woord ook openbaar hoe ons moet lewe, hoe ons verhoudings moet lyk, hoe ons huwelike, ja Here, ook ons seksuele lewe tot eer van U naam ingerig mag word. En baie keer, Here, is dit vir ons moeilik om oor hierdie sake te praat en presies met respek en eerbied te hanteer. Maar Here, gee dat ons dit sal doen wat U woord van ons vra, dat ons mekaar sal onderrig as ouers met ons kinders, en ook ons verantwoordelikheid teenoor mekaar om mekaar op die regte pad te help, dat ons in Christus
rein en heilig mag wees, hoe langer, hoe meer in beide gees en liggaam. In onsself, Here, weet ons kan dit nie doen nie. Daarom dank ons U dat ons duur gekoop is na gees en liggaam, sodat ons U kan verheerlik. Help ons daarmee, Here. Seën ons ook in ons rustdag verder, dat ons dan goeie rus mag ontvang. Seën ons ook as ons later weer saam gaan vergader om verder oor 'n saak, Here, wat moeilik is en wat baie vrae oor is en baie mense oor worstel, dat U ons ook mag lei, dat ons iets daarvan mag leer, ook vir die tye waarin ons lewe. Ons dank U, Here, vir U sorg en U liefde, en ons bid dit in Christus se naam alleen. Amen.